Môre, dit is alweer maandagoggend en dis die 9de Maart en ons is weer hierdie week besig om dit wat ons Sondag by die kerk gedoen het, so stukkie vir stukkie weer die spyker in te kap en om te klink. Nou verlede Sondag en verlede week se stukkies het gehandel oor 2 Petrus hoofstuk 3 vers 9, onthou jy nog? Jesus stel nie die wederkoms uit nie. Hy's geduldig met ons. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Hierdie maand gesels ons oor bekering. En ons het gehoor verlede week dat die Here Jesus wil hê dat almal hulle moet bekeer. Nou is die vraag hierdie week wat kom, hoekom bekering? Want ons gaan hierdie week met mekaar gesels oor die baie bekende begrip wedergeboorte. En ons gaan kyk na Johannes 3. Nou Johannes 3 is 'n baie bekende gedeelte, veral die vers Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Ou vertaling dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die vraag wat ons mee onsself besig hou vir oggend is, hoekom bekering? As die Here Jesus dan vir ons sê in sy woord uit die mond van Petrus, hy wil hê dat die Here wil hê dat almal hulle moet bekeer, is die vraag, hoekom is bekering dan so belangrik? En ons kry die antwoord in Johannes hoofstuk 3 vers 5 uit die mond van ons Here Jesus Christus self. Julle sal onthou die verhaal van Johannes werk so, Nikodemus, en dis tog belangrik dat ons dit sal weet. Nikodemus was 'n fariseer en hy was 'n raadslid. So hy kom uit die kerk uit. Ons kan in ons terminologie sê, hy's 'n dominee, of selfs die moderator van die synode, of op die moderatuur van die synode, of voorsitter van die kerkraad, of so iets, né? Hier is Johannes geskryf vir kerkmense, vir gelowiges. Jare gelede het 'n dominee vir my gesê, ek dink ek het dit al genoem, jy moet nie met die lidmate praat asof hulle 'n klomp heidene is nie. Nee, hulle is gedoopte verbondskinders. Nee, hier kom Johannes en hy skryf vir geloofsmense, godsdienstmense, mense soos ek en jy, wat Sondag vir Sondag in die kerk is, op die kerkraad deelneem, aan basare deelneem, in funksies van die kerk bywoon, né? Ons wat onsself Christene of gelowiges noem, dis vir ons wat Johannes 3 vers 5 en die ander verse geskryf is, want die Here Jesus praat hier met 'n godsman, as jy dit so kan stel. En Nikodemus gaan toe in die nag, want hy skaam, want onthou, op daai stadium was die fariseërs nie lief vir Jesus nie, ook nie in hom geglo nie, inteendeel, hulle het gedink hy sektes, en hy is teen die godsdiens, of die Joodse godsdiens altans. En dan vra hy vir die Here Jesus, en hy sê, ons sien dat u 'n meester is, hierdie wonderwerke wat u doen, niemand kan dit doen as God nie aan sy kant is nie. Wat gaan nie aan? En dan antwoord Jesus vir Nikodemus in Johannes 3 vers 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Mag ek maar sê, ek is 'n dominee, en elke keer as ons begrafnis hou, is daar so half, hulle sê dit nie direk nie, maar verwagting dat die dominee daarom met 'n hark al die mooi goed van die oorledene sal bymekaar hark en dan so 'n skim gooi dat daardie persoon is in die hemel. Dit bly my ontstel partykeer dat mense op Facebook en ander sosiale media, dan weet ons, maar daai persoon het nog nooit sy voet in 'n kerk gesit of iets oor die Here getraak nie, maar dan sê hulle tot ons weer mekaar in die hemel sien of sulke boodskappe. Hier kom die Bybel baie hard en duidelik en sê,
As jy nie weergebore is nie, gaan jy nie hemel toe nie. Here Jesus, daarom kom bid ons, dat ons almal wat hier luister, ons ore sal oopmaak. Dat elkeen wat hier luister, nie verlore sal gaan nie, soos U sê in die woord, dat almal sal tot bekering kom. Dat elkeen van ons wedergeboorte sal ervaar en sal deurgaan, sodat ons by die hemel kan uitkom en nie verlore gaan nie. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n besonderse maandag hê. Mooi loop.